Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, man, ek is opgewonde, dis naweek. Nee, ek is opgewonde. Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam Danie Gerber en vandag kuier ons weer 'n bietjie rondom God se woord en as julle onthou, gister het ons gepraat oor wat se vuur brand binne in jou, nê, en ek het so 'n bietjie oor die tong gepraat en vandag wil ek regtig 'n bietjie ernstig praat oor die tong. Nou ek praat nie nou van die tong op 'n Sondagoggend, daai lekker beestong wat ou so eet met mosterd. Nee, ek praat nie nou van daai tong nie. Ek praat nou van my en jou tong. En hoe werk ons met hierdie tong van ons? Wat gebruik ons tong voor? En waarvoor gebruik ons tong? Hoe praat jy met jou vrou? Hoe praat jy met jou kinders? Hoe praat jy met jou ouers? En die woord is baie ernstig daaroor. As ons gaan kyk hierso in Spreuke 18 vers 21. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. My boetie en sussie, ons is baie keer so laat wat ons agterkom dat daai woord uit is hy uit. Jy kan hom nie terugtrek nie. En dan sê jy so spyt oor wat jy gesê het. Want baie kere praat ons dood. En oor my eie lewe wil ek vir jou sê, as ons nou so terugdink en baie jare, dan vra mense vir jou, nou hoe gaan dit met jou? Dan sê ek, arm maar darm. Weet jy, spreek armoede oor jouself uit. Dan sê jy, ek sukkel my hele lewe lank. Jy spreek dit om te sê jy sukkel. Jong, dis maar Gods water oor Gods akker loop en goeders. Jy spreek sulke goeders. En dis kom die woord sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Jy moet vir jouself sê, ek is 'n koningskind. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is wat God sê ek is, nie wat die mense van my sê nie. Want as jy gaan vat wat mense vir jou sê, gaan jy naderhand so weet en jy gaan naderhand so voel. Teruggetrek in jou eie dop. Jy het nie krag om op te staan nie. Ek is so moeg. Ek kan nie uit hierdie bed uitkom nie. Staan op, sê ek het krag. Ek gaan uit hierdie bed uit opstaan, want die Here gee vir my krag. Dood en lewe lê in die mag van die tong. En ek en jy moet so versigtig wees wanneer ons dit oor dit spreek en goeders. Nog 'n gedeelte wat baie belangrik is in God se woord, is daar in Matteus 15 verse 11. Hy sê, en nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. En dit is so baie belangrik. Wys jou net hoe gevaarlik is hierdie tong, nie? Want nou wat het Jakobus gesê, die boek Jakobus, want dit stuur 'n vuur aan die brand en dit is nie maklik om die tong van die mens te tem nie. Maar ek en jy moet 'n wag voor ons mond sit. Spreek lewe oor jouself, spreek lewe oor jou gesondheid, spreek lewe oor jou finansies, spreek lewe oor jou huwelik, spreek lewe oor jou kinders. Want hoeveel ouers hoor jy wat sê, man, jy's net so onnoosel soos jou pa, of jy's net so onnoosel soos jou ma. En wat sê jy vir hy kind? Hy kind is onnoosel, hy kind vat dit, en hy hou dit, en hy weet, hy's onnoosel, hy gaan nêrens kom in die lewe nie. Want 'n ou spreek dit oor hulle. Spreek lewe, spreek positiwiteit uit, oor jou eie lewe, en oor jou geliefdes. So, ek wil net vandag vir jou sê, dink bietjie baie keer voor jy praat. Want ons sny mense met ons woorde en dan is dit te laat om dit reg te stel. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, baie dankie vir vandag. Here, dankie vir die woord. Ja, Here, is ook 'n woord van waarskuwing en is 'n woord van spreek lewe oor jouself. Spreek lewe oor jou omstandighede. Spreek lewe oor elke ene. Die woord leer ons ook en sê bid vir julle vyande, want baie kere dan spreek ons vloeke uit oor ons vyande in plaas van om vir hulle te bid. Here, help ons en lei ons, sodat ons lewe sal spreek en nie vervloekinge sal doen nie. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek en onthou wat ek sê altyd, alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nie? En as jy hierdie naweek iets gaan doen en jy gaan die Here nie verheerlik nie, stop daarmee. Moenie laat dit te laat wees nie. Gaan spreek lewe in Jesus naam. Amen.